Right, so jy's nou al moeg om te sukkel met uit te vind waar jou pivot is, nê. En presies hoe om te monitor en al daai goed. So al wat jy hoor is, jy moet nou 'n groot boks opsit en al daai goed. Wat van as daar 'n oplossing is om daai goed vir jou uit te sort? Jaco wys my hier 7 cents, nê, so 7 cents, nê. Hulle het 'n cool boksie. Wat's dat? Ek kom sommer met 'n strap. Sit hom op jou pivot of jy weet daai kanonspuit besigheid wat jy het, waar daar aan die pad op en af gaan 'n hele lot. Check 'n bietjie hoe monitor jy hierdie is awesome. Checkie. Jaco, like dit. Wat doen jy, Andrei? Nee, wat rustig. Jy sê ons moet nou al die pad Duitsland toe kom vir jou om my probleme op te los, nê? Ons vlieg halfpad om die wêreld net om hier te kom gesels, ja. Sê vir my, hierdie geel boksie, nê? Klink my gaan my lewe verander. Vertel my gou 'n bietjie. Hy gaan jou lewe verander as jy 'n pivot het, 'n center pivot of 'n kanonspuit het. So dalk net agtergrond waar ons aan hierdie ouetjie gekom het, is so bietjie meer as 'n jaar terug, 2 jaar terug, het ons gaan sit en dink, maar daar's so baie spulpunte in Suid-Afrika en die res van Afrika wat geen tegnologie op het. Ja. En uit persoonlike ondervinding weet ons dat jy stel jou spulpunt op 'n sekere persentasie, sekere spoed en dan werk jy uit, jy weet hoe laat gaan hy op sy plek wees vanaand en dan môreoggend 2 uur, dan klim jy in jou bakkie, jy gaan uit jou huis uit, dit is onveilig. Jy klim in jou trokkie, jy ry land toe, nou kom jy by die land, nou sit jy daarso, jy sitting duck, dan kom jy agter, o hel, die pyp het al 4 ure terug uitgetrek, of die transformer het getrip, of die radkas het gegaan, of 'n radkas het gegaan. Nou sit jy daarso, jy's 'n sitting duck, dit is onveilig, dit is regtig nie effektief nie. En toe dink ons maar, daar moet beter maniere wees om dit te kan regkry teen 'n bekostigbare prys. Bietjie navorsing gedoen en op 7 cents afgekom wat in Noorwe is. Dis 'n baie, ons sal nou praat oor die produk self, maar dit is 'n rugged ding. Dit is maklik om te installeer en snaaks genoeg, hulle het in Noorwe het hulle net kanonspuite, hulle het glad nie spulpunte nie en hulle het basies ons help ontwikkel aan hierdie oplossing om dit juist op 'n spulpunt te kan sit, want spulpunte het ons baie. Kom ons vat gevinnig op die kanonspuit, nê. Jy sit hom nou letterlik, as ek hier nou reg kyk, jy sit hom sommer daar op die pyp en dan soos daai ding met die reel, soos wat hy nou daar op en af beweeg, sê hy nou vir jou presies waar hy is. 100%. So hierdie sensor is wat hulle in Engels sê 'n non-intrusive sensor. So wat dit beteken is, hy strap letterlik op 'n pyp vas. Of dit nou 'n kanonspuit is of 'n pivot sit jy hom op die punt. Hy strap letterlik vas. Daar's niks wat jy hoef te boor of te installeer nie. Ja. Hy het Want dit is hierso. Kom kyk hoe hier. Hy. Hierso sien ek hierdie prentjie. So dis nou basically net so wat jy hom dan daar op vasstrap. 100%. So wat hy het is hy het natuurlik 'n GPS want ons wil weet waar daai pivot is en hy het 'n micro vibration sensor wat vir ons vloei optel. Ja. So ons weet as daar vloei in daai pyp is. Die GPS sê vir ons die spoed, hy sê vir ons waar hy is. So met ander woorde, as daar byvoorbeeld spoed is, maar geen vloei nie, dan weet ons daar het 'n pyp uitgetrek of 'n pyp gebars of wat ook al. As daar vloei is, maar geen spoed nie, beteken dit 'n radkas het gevrek of krag is af of weet daai ding staan op een plek en spuit of nie spuit nie. So dit is uit ons ondervinding die paar trials wat ons nou gehardloop het in die laaste jaar en 'n half, het dit regtig baie waarde toegevoeg. En jy weet veral as jy besig is om 'n ding soos kunsmis te spuit, nê. Jy wil oombliklik weet, nê, as daar 'n probleem is op daai storie, want anders staan 'n spuit of gif nog erger, nê. Ons het so vir 2 jaar wat ek met 'n koekskyfie gesit het, daar waar 'n pivot op een plek vir my bederf het met 'n klomp mieliegif, nê. En ja, ek meen op die einde van die dag, dis nie wat jy wil hê nie. Dis reg. En dan, okay, net gou terug te kom by die ding, nê. Dan hier, die eerste ding wat ek vir jou vra is, sê ek, yes, dit is nou cool. Maar ek kan weet wat se druk op hom, nê. Baie goeie vraag. Hierdie is een model wat ons het. Hierdie ouetjie is dieselfde, behalwe hy het 'n druksensor, 'n pressure sensor by. Ja. So, bietjie meer van 'n vaste installasie op 'n pivot, maar soos jy nou presies gesê het, dan het jy druk. Ek weet wat ek kan doen is met hom, nê. Dis eintlik relatief eenvoudig, nê.
Ek kan hom net hierso by my, ek meen as ek 'n sprayer het wat uitkom hierso, ek kan hom 'n tipies daarin sit en hom hier insit, want al wat ek nodig het, dit hoef nie die 100% regte druk te wees nie. Ek het net 'n barometer nodig vir het hy gesak of nie. Presies. My voet wel vuil, so dan is dit ook nie eens intrusive nie. So dan is dit ook nie eintlik eens intrusive nie, ja. So Sien jy maak nie nou vir jou planne hier ek terwyl sien, ons ja besig man, is, nee regtig, dis nou dis smart van jou, ja. Ek is so opgewonde nou oor hierdie ding, nee. Dis min wat ek jou opgewonde sien, maar ek's bly daaroor. Sê vir my, okay, maar hoe werk sy krag dan nou? Dan moet ek weer koppel op die krag of hoe werk dit? Right. Baie belangrik, want ons wil nie onnodig die ding besoek en uit mekaar uithaal en krag gee ensovoorts nie. So as jy hom oopmaak, het hy so fris ouetjie in hierso, fris Ja. battery in. So al sy intelligente goodies is hier binne. Hierdie battery praat ons van 2 jaar plus Ja. wat hy hou. Die units wat ons het, huidiglik in Suid-Afrika, hardloop ons nou al vir kom ons sê vir 'n jaar en 'n half wat nog glad nie is naby aan pap is nie. Yes, So hy hou lank. So as in die geval wanneer hy pap raak, pluk hom uit, gooi 'n nuwe battery in en jy skroef hom net vas. Daar's sy skroefies onder. dan Bob's jou uncle. Bob's jou ankel en daar gat jy. Okay, seker vir my en dan nou maandelikse kostes, is daar enige maandelikse kostes op die data, hoe werk die ding? Nee, hy het 'n IoT, hy het 'n Vodafone IoT SIM-kaart Ja. in, so daar is nie 'n datapakket of iets wat jy laai nie. So hy kom met sy eie SIM-kaart. Jy hoef nie as jou eie SIM-kaart So daar het ons is alles ingesluit. Ja, by die goeders. dis alles ingesluit. En dan net gou vinnig op die app self, is dit dan nou basies wat ek sien. Ek kyk nou maar sommer net hier as ek nou 'n kanonspuit het, dan gaan ek so op en af. En dan wys hy nou waar hy hardloop en daarso is my pivot. Start is 'n stopplek en hierdie is dan die inligting wat ek uit hom uitkry, nê. Nee. Ja, hier is nou maar net 'n vereenvoudige ding. So as jy nou ingaan by daai pivot, dan gaan jy nie jy gaan meer inligting sien daarso. Maar soos op hierdie kaart byvoorbeeld, wat dit jou pivot is, kan jy vir hom 'n point of interest gee. So ons weet as hy by die pad kom, sê nou maar, gaan hy daar op daai kant vir jou sê min of meer tot hoe lank dit gaan vat vir hom daar te kom. En as hy dan daar gekom het, dan gaan hy vir jou 'n notification stuur om te sê hoor hierso, jou pivot is op sy plek, jy kan maar afsit of aansit of wat ook al die geval mag wees. Maar dis wat jy op jou jou foon kan sien. So jy kan lekker saam met jou pelle by die bar kan jy vir hulle wys wat gaan aan op jou. En en jy weet daarom luister hierso wat presies aangaan. Jy weet ek dink veral as jy gaan na die na jou kanonspuitgoeders toe, nê. Nee. Net om te weet hoeveel water jy gegee het actually op watter stuk en jou waterskedulering properly te doen. Is hierdie definitief die regte pad om te stap. Einste. Ja, absoluut. So ons is baie opgewonde oor hom. Ek dink ons gaan gaan ouens raak wat ons normaalweg nie meer gaan gesels nie. So en dit kan waarde toevoeg tot jou plaas. 100. Ja, goed, dankie baie. Dankie. Okay, as jy 'n non-intrusive solution soek, nee, sit jy op met 'n halsbandjie aan, nee, of jou kanonspuit. Dan kan jy presies sien waar hy heen gaan, hoe die goeders hardloop en so voort. Link jy bo vir onder, kom met jou naaste Serialis agent in kontak en dan kan hulle vir jou 'n geel boksie op die pivot sit. Dis jy wel Farm Spice af, Agritechnica 2025 tot volgende keer. Groete.